Sing like never before. Oh. Môre broers en susters. Welkom by vanoggend se voorsang. Man met die plank op die staring môre te doen. Stop. En sien ons vanoggend 'n partytjie op so. Kom ons sing lekker vanoggend saam. Die voorsang saam met Johan en Isha.
almal hier te sien. Nadat ek nou vir 'n lang tyd bietjie weg was, vakansie gehou het, by troue was, ek sê vanoggend daar in die moederskamer vir die kerkraad, ek gaan nie weer 'n dominee van buite af nooi nie, want almal sê vir my hoe mooi hierdie dominee gepreek. So as hy nou daai standaard daar gestel het en ek kom nou weer hier onderin, dan is hy heeltyd kritiek. Ek spot sommer, is vir my lekker om hier te wees en ek hoop julle beleef ook vandag is goed om in die kerk te wees, is lekker om hier te wees, want mense ontmoet die Here hier, jy groei hier in jou geloof, en vandag is 'n besonderse dag ook in twee gesinne se lewe, saam met hulle groot familie, die van Brakels, hulle bring hulle tweeling kinders om te kom doop, en dan die Wrights ook, Clive Wright hulle bring hulle tweeling ook vandag doop, so ons is saam met hulle opgewonde, saam met hulle gesinne wat hier is vandag, hulle vriende, ons is dankbaar vir sulke mooi dinge in ons lewens. Kom ons word stil, ons gaan hierdie diens in die Here se naam begin, en ek gaan dit begin deur vir ons 'n stukkie uit Psalm 16 voortel. 'n Mooi gedeelte wat ons net weer teenoor die Here bely, dat ons hele lewe is van hom afhang. Kom ons word stil vir hom. Here, U is my lewe. U sorg vir my wat ek ontvang het, kom alles van U af. 'n Pragtige deel is vir my afgemeet, ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Amen. Julle vanmôre groet namens die Here, julle sê sy genade en sy vrede gee hy vir ons. Dit kom van God wat ons Vader is, van Jesus wat ons Here is, deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons staan op en dan sing ons nog 'n paar liedere saam.
kinders, ouers op 'n Sondag, as ons in die kerk voor die Here is en sy teenwoordigheid is, dan kry ons ook die geleentheid om ons lewens reg te kry. As daar dinge in ons lewens is wat ons verkeerd gedoen het, deur die week, deur die jaar, goed waar ons nou herinner word, by die Heilige Gees ons van oortuig, dan het ons nou 'n geleentheid om vir die Here te kom sê, ons is jammer, maak dit reg in my lewe, en ons bid vir die Heilige Gees om ons lewens te verander, om dit meer en meer in te rig, soos wat hy wil hê, ons dit moet doen. So vanmôre wil ek sommer vir ons hierso uit Psalm 19 aanhaal, waar die psalmdigter so 'n gebed bid, om vir die Here te sê, help my dat ek weer die lewe wil lewe, wat hy vir my sê ek moet doen. En hy begin hierdie deel as hy sê, wie sien sy eie dwalinge raak? Dis nie so nie, ons sien ons baie maklik ander mense se foute raak. Die dinge wat ander mense verkeerd doen, is vir ons maklik om raak te sien. Maar wie sien sy eie dwalinge raak? Net wat ons self fout, is vir ons baie moeilik. Hoor wat sê Psalm 19. Wie sien sy eie dwalinge raak? Moet my tog nie straf vir sondes wat ek onwetend gedoen het nie. Weerhou my van opsetlike sondes. Laat hulle nie oor my heers, dan sal ek onberispelik wees en vry van hierdie groot sonde. Mag wat ek sê, wat ek dink, tog vir u aanneemlik wees. Here, my rots, my verlosser. Mag dit 'n gebed wees wat ons elke dag bid. Here, mag dit wat ek sê en wat ek dink vir u aanneemlik wees. Vir die straf vir die sondes wat ek doen waarvan ek eers weet. Weerhou my van opsetlike sondes. Laat hulle nie oor my heers nie, want dan sal ek onberispelik wees. Kom ek bid vir ons. Here, u ken ons lewens, u sien dwars deur ons, u weet alles van ons af. Ons kan vir mense baie dinge wegsteek, maar vir u kan ons niks wegsteek. U weet ook, Here, van die sonde in ons lewens, opsetlike sonde wat ons weet wat verkeerd is, maar wat ons nog steeds doen. En ook dinge wat ons van onbewus is. Kere wat ons teenoor iemand anders iets opmerk, wat lelik was, wat ons nie eens van bewus is nie. Kere wat ons vir iemand 'n koue skouer gee, kere wat ons mense uitsluit, kere wat ons iets moes gedoen het, wat ons nie gedoen het. Daarom is ons gebed vandag, Here, Heilige Gees, dat u ons sal oortuig van ons sondes, en dat u ons lewens sal verander, dat u ons sal vergewe, soos wat ons weet u doen. Here, moet ons nie straf vir die sondes in ons lewens nie. Maar maak ons lief, doen ons oor, vorm ons meer en meer, soos wat u wil hê ons moet wees. Dat ons meer en meer soos Jesus sal lyk, vir 'n wêreld rondom ons wat nie vir u ken. Here, ons gaan net nou uit die Bybel uit lees. En as ons uit die Bybel uit lees, dan wil ons nie hê dat daar allerlei dinge is wat ons aandag aftrek nie, wat maak dat ons nie hoor. Daarom vra ons vir vergifnis van sondes, maar daarom is ons gebed ook, Here, dat ons ingesteldheid en ons aandag en ons fokus op u sal rig, sodat ons ook deur die woord u sal hoor. Dankie dat u met ons praat. Dankie dat ons in 'n gemeente kan behoort waar ons saam met medegelowiges u kan aanbid. Here, waar ons mense kan hê wat vir ons omgee en wat vir ons dra in moeilike tye, vir wie ons kan help as dit met hulle swaar. Here, dis ons gebed dat ons gemeente sal groei, noodwendig in getalle nie, maar diepte. Here, dat ons mense se lewens sal verander om te word soos wat u wil hê ons moet wees. Here, dit wat ons vandag gaan doen in hierdie erediens, dit wat ons gaan lees en dit wat ons gaan preek, mag alles wees tot eer van die naam. Amen. Kinders, ek gaan vanoggend so vir 'n oombliekie voorsit. En as julle sal sien, het ek vir my 'n partytjie hoed saamgebring, want ek hou van verjaarsdagpartytjies. Is daar van julle wat ook van partytjies hou? Ek is seker julle hou van partytjies. Ek moet nou hierdie hoed mooi balanseer, want hy's bietjie los. En ek het sulke partytjie goed saamgebring. So as ek net nou iemand sien slaap in hierdie diens, dan gaan ek hom blaas en dan moet julle wakker word. Ek wil gou hoor, wie van julle verjaar hierdie week? Is daar van die kinders, julle tweeling verjaar self hierdie week, hoe sit julle bietjie by my, is lekker cupcakes? Kom maak ek weet jy wil 'n cupcake eet. Johan, hoe sit julle twee bietjie hier by my?
Wie van julle verjaar nog hierdie week? Is die van die groot mense wat verjaar hierdie week? Wat ek gou sien. Daar agter, wat sit jy hier? Waar sit jy hierdie kant? Wie verjaar nog? Daar is hy, Bram. Hier is 'n klompie mense wat hierdie week verjaar. Ek wonder, kom ons sing sommer vir 'n geluk. Vir ons geluk, liewe maatjie, vir julle twee ook, nee. Kom ons begin. 1, 2, 3. Vir ons geluk, liewe maatjies, omdat jou verjaar, mag die Here jou seën en op baie jare spaar. Baie geluk vir almal wat verjaar. Julle hierdie week, ek het nog nie my uitnodiging gekry na julle partytjie toe. Wanneer sal dit wees? Hoorie so, julle kan net nou 'n lekker cupcake eet. Ek wonder julle moet dalk net versigtig eet as julle in die kerk is. Wat is vir julle die lekkerste van 'n verjaarsdagpartytjie? Gaan julle partytjie hou hierdie jaar? Hulle sê hulle het klaar partytjie gehou, my nie eens genooi nie. Volgende jaar moet ek daar wees. En wat is vir julle lekker van 'n partytjie? Het jy baie maatjies daar gehad? Jy het julle een partytjie gehad. Ok, jy het jou maatjies genooi, sy het haar maatjies genooi. En het julle koek geëet? Dis lekker, hè? En het julle gespeel? En het julle persente gekry? Wat het jy gekry? Net geld, arme jy, net geld. Dis lekker, en wat het jy gekry? Sy sê sy het 'n borsel en boeke gekry. Een van die lekkerste dinge, mense, broers en susters, kinders van 'n partytjie, is die persente. Veral as dit 'n baie spesiale persent is, wat iemand vir jou gaan soek het by die winkel, wat moeite gedoen het om vir jou iets te gee. Is lekker om geld te kry, en is lekker om sjokolade te kry, maar 'n persent wat iemand gaan iets soek het by die winkel, spesiaal vir jou, is altyd baie lekker. Sleg om die persent oop te maak, die afwagting wat 'n mens het, te sien wat is binne die persent en wat die mense vir jou gegee het. As die baadjies vir jou 'n persent gebring, maar moes jy eers iets vir hulle gedoen het, of het hulle maar net vir jou gebring omdat jy verjaar het? Net omdat jy verjaar het, nee, jy ook. Jou maatjies het net vir jou persent gebring omdat jy verjaar het. Jy hoef vir enigiets te doen nie, jy verjaar maar net en dan bring die mense vir jou persent. Nou vandag, kinders, ouers, gaan ons in die Bybel hoor hoe God ook vir mense 'n geskenk gebring het, wat hulle nie verdien het nie. Hulle hoef niks te gedoen het om dit te kry nie, net sommer maar omdat hy besef het, hulle het dit nodig. So ek gaan nou vir ons uit die Bybel uit lees, julle kan julle cupcakes vat as julle wil. Dan kan julle daar in die bank gaan sit en met so skelm eet. Kyk, dan sit julle gaan die bank, ons gaan saam lees uit Lukas 4, as julle saam by wil lees, vat julle cupcake saam. Jy vir die ander kinders kan net nou hierdie ander cupcake ontkyk. Ons gaan saam lees uit Lukas 4, wat Jesus ook om sê, hy het vir mense geskenk saamgebring. Hy is eintlik, om die waarheid te sê, die geskenk. Daar staan by vers 14 van Lukas 4. Jesus het na Galilea toe teruggegaan vol van die krag van die Gees. En berigte oor hom het deur die hele omgewing versprei. Hy het mense in die sinagoges geleer en almal het met lof van hom gepraat. Hy het ook in Nasaret gekom waar hy groot geword het en soos sy gewoonte was, het hy op die Sabbatdag na die sinagoga toe gegaan. Toe hy opstaan om uit die skrif voor te lees, is die boek van die profeet Jesaja vir hom gegee. En hy het dit oopgemaak en die plek gekry waar daar geskrywe staan: Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Ek gaan net vir ons tot sover lees. So nadat die duiwel Jesus versoek het, lees ons daar in Lukas 4, 3 en 4, het Jesus nou deur daai prosesse gaan, hy het vir die duiwel op sy plek gesit, en dan gaan hy terug na die omgewing waar hy groot geword het, Galilea. En hy gaan sinagoges toe, dis soos ons kerk, kinders, sinagoge is soos wat ons kerk toe gaan. Hy het kerk toe gegaan, hy het sinagoge toe gegaan, daar het hy vir die mense geleer. Hy het vir hulle alles vertel van God se koninkryk, en hoe God se koninkryk werk, wat heeltemal anders is as ons mense se wêreld. Hy het vir hulle geleer, die mense het aandagtig na hom geluister. Hulle gee toe vir hom hulle Bybel, Jesaja, die profeet Jesaja, en hulle sê vir hom, hy moet daaruit 'n stuk lees. En hy lees toe vir hulle uit Jesaja 61. Lukas 4 sê dit nou nie, maar is Jesaja 61 waaruit hy lees.
Nou in Jesaja 61 Jesaja se tyd se mense het swaar gekry. Dit was mense gewees wat baie keer arm was en nie noodwendig kos gehad om te eet nie. Hulle het gesukkel. Baie van hulle het gewonder oor hoe God werk, want hulle is op 'n stadium weggevat uit hulle land uit en hulle moeilik gegaan. Hulle het nie verstaan hoe God werk en hoe sy dinge werk. So Jesaja moes vir hulle 'n boodskap bring om vir hulle hoop te gee. En wat sê hy vir hulle? Hy sê vir hulle, God gaan iemand stuur om hulle lewens te verander, om vir hulle moed te gee. Hy sê daar dat hulle moet vashou aan hierdie persoon. En die persoon waar hulle geglo het, wat hulle gehoop het gaan kom, het hulle die Messias genoem. Dis iemand wat hulle kom red het, wat vir die moederloses weer moed moes gegee het, en wat vir mense moes kom help het, wat gesukkel het, wat vir mense swaar gekry het, uitkoms moes gegee het. Dit moes iemand gewees het wat natuurlik van God afgekom het, want hy sou bonatuurlike goed moes gedoen het. Dinge wat gewone mense nie kan doen nie, moes hierdie Messias kom doen het. Dan sê die gedeelte dat hierdie persoon sou 'n genadejaar afgekondig het. 'n Genadejaar, 'n geskenkjaar. Geskenk wat aan mense gegee is sonder dat hulle dit verdien het. Sommer maar net 'n rusjaar, 'n breekjaar. So 'n genadejaar was baie bekend gewees aan die Jode. Ons lees daarvan in Levitikus 25. Julle moet dit 'n bietjie by die huis gaan lees. Dis eintlik boere wat onder ons is dit 'n skokkende gedeelte, sal julle nou hoor. Maar die jubeljaar, soos wat hulle dit genoem het in Levitikus 25, was 'n gimme 'n bruidjaar. Julle al gehoor mense sê, ag, gimme 'n bruid. Gee my net 'n kans asseblief, ek kan nie meer. So Levitikus 25 sê daar is 'n gimme 'n bruidjaar, elke 7 jaar moet dit wees. So hoe dit nou gewerk het is, vir 6 jaar lank kon die boere plant, hulle wingerde snoei, alles doen wat hulle moes, maar die 7de jaar mag hulle nie geplant het, dan moes die lande gerus het. Mag hulle geen werk gedoen het op die lande nie, die lande moes rus. En dan in die jaar daarna, dan kan hulle weer aangaan. Maar, hoor nou hier, na 50 jaar, 7 maal 7 is 49, kinders, en die volgende jaar, die 50ste jaar, dit is die groot hersteljaar, die groot gimme 'n bruidjaar, die groot rusjaar, die groot gee ons net 'n kansjaar. Daai 50ste jaar, sê die Bybel, sê Levitikus 25, mag daar niks geplant word nie, niks mag gesnoei word nie, niks mag verwerk word nie, die werkers moet rus, die boere moet rus, almal moet rus, maar nog meer, as jy iemand geld geskuld het, moes jy dit daai jaar afgeskryf het. As jy jou plaas verloor het, weens finansiële redes, in daai 50 jaar, moes daai persoon wat dit by jou gekoop het, of veiling of waar bekam, moes dit vir jou teruggegee, na 50 jaar. As jy jou huis verloor het, omdat dit swaar gegaan het, jy het finansiële redes gehad, dan moes hulle dit vir jou teruggegee. 50 jaar was die groot hersteljaar gewees, die gimme 'n bruidjaar. Gee my net kans om weer te herstel, hulle het dit die hersteljaar genoem. So as Jesus uit Jesaja 61 lees oor hierdie genadejaar wat die Messias bring, dan vat hy dit nog so 'n bietjie verder. Hy sê behalwe vir almal van julle wat 'n breek gaan kry, wat 'n kans gaan kry op die lande, in julle werk, julle wat finansiëel swaar gekry het, gaan hierdie Messias, gaan hy ook die siekes kom gesond. Gaan hy mense se sondes kom vergewe, hy gaan bose geeste uitdryf, hy gaan soveel meer doen, almal wat sukkel, gaan hy 'n bruid kom gee. En dan sê hy vir hulle, daai een gaan nie nog kom nie, hy is hier. Sê Jesus, ek is die een wat vir julle hierdie kans gaan gee. Kans om te rus. Kans om genade te kry. 'n bruid te kry, laaskans te kry. Die mense waar Jesus groot geword het, Nasaret, wat skwaad daaroor. Hulle het gesê, maar wie dink hy is hy? Hoe gaan hy nou ewe skielik vir ons kom sê dat hy ons 'n ruskans gaan gee? Dis net God wat dit kan sê. Enigiemand kan dit ons nou nie dit afkondig. Die mense het hom later doodgemaak, want hulle het nie gehou van die genade wat Jesus kom wys het. Hulle het gedink hierdie Messias wat moes kom, sou iemand gewees het wat kon veg het. Iemand kon wees wat die sondes kon straf het. Jesus het gekom en gesê, nee, ek gaan nie kom veg. Ek gaan vir julle kom vertel van 'n ander koninkryk. Ek gaan sondes vergewe. Ek gaan mense genade wys. Die ouend het hom daarvoor gekruisig, doodgemaak.
So wat beteken dit vir ons vandag, hier in 2025 in Riversdal? Wat beteken dit as Jesus vir ons kom sê in Lukas 4 dat hy 'n genadejaar afgekondig het? Is daar iets wat ons kan doen? Is daar iets wat ons aan 'n verskil kan maak? Ons is toch nie Jesus nie. Ons is die Messias wat lang verwag is nie. Maar is toch iets wat ons ook kan doen. Ons kan ook leer om vir mense 'n bruik te gee. Om aan mense genade te wys. Ons kan 2025 'n jubeljaar, soos wat die Ou Testament dit beskryf. Genadejaar. 'n hersteljaar. En hoor mooi, genade gee jy nie aan iemand omdat hulle dit verdien. Genade gee jy sommer maar net. Dalk omdat God in jou genade gewys het. Dink bietjie terug aan jou lewe. En hoeveel keer dinge oor jou pad gekom het wat jy nie verdien het. Maar die Here het maar net sommer gegee. Dat die Here jou 'n bruik gegee het in 'n moeilike tyd in jou lewe. En dis hoekom ons dit aan ons medemens doen. Ek kyk die afgelope week na die politiek in Amerika. Weet jy wie van julle volg dit? Kyk as julle dink Suid-Afrikaanse politiek is die mekaar en is snaaks, kan ek my amper doodlag van Amerika. Jy sê nou dink daai land, wat nou die land is, sy politiek sal mooi in plek wees, maar dis maar vreemd, want eers die vorige president Biden besluit om sy seun kwyt te skelp, net voordat hy nou nie meer president gaan wees, hy sê, okay, sy seun gaan nie meer kan tronk toe gaan. Maar sy seun is eintlik skuldig, maar president het so 'n manier om dit te kan doen. En toe kom president Trump aan bewind, toe skeld hy duisende mense vry, van hulle wat met sy vorige verkiesing die parlement gestorm het en so aan by. Hulle skryf hulle skuld af. Hulle sê, julle gaan nie meer tronk toe gaan, jy is verby. Maar anders as wat Jesus gedoen het, skryf hulle mense se skuld af, hulle eie gewin, want hulle weet, hulle gaan stemme daardeur kry. Biden was dalk gewees, dat sy seun se skuld afgeskryf. Trump weet, dit gaan hom goed doen in sy politieke loopbaan. Maar dis nie wat Jesus doen. Jesus kom wys nie genade terwille van homself nie, hy kom doen dit vir ander mense. Om vir hulle skuld af te skryf, om vir hulle genade te wys. Ek kyk na mense rondom my, liewe gemeente. In ons dorp, in ons gemeente, en ek sien ook mense wat swaar. Ek sien ook mense wat sukkel. Ek sien ook mense wat worstel, finansiëel ja, maar ander mense ook. Mense wat moedeloos is. Mense wat sukkel om te glo om een of ander rede, omdat hulle wêreld hier mekaar is. Mense wat genade nodig het. Mense wat ook 'n bruik nodig het. Van wie praat ek? Miskien van die boemelaar van die dorp. Hulle het ook 'n bruik nodig. Ek praat byvoorbeeld van die oom en tannie wat jou bure is, met wie dit swaar gaan, want hulle kan nie meer alles doen wat hulle vroeër gedoen het. Hulle het 'n ruskans in die lewe nodig. Kinders, daai maatjie op skool wat sukkel met huiswerk. Hulle het ook nodig dat iemand hulle partykeer help. Daai maatjie wat uit die vriendekring gestoot is. Daai vriendin van jou wie se boyfriend haar gelos het. Hulle het ons nodig, hulle het genade nodig, hulle het hulp nodig. Jou kollega wat deur 'n moeilike tyd gaan. Ouers, julle kinders wat onder soveel druk is om te presteer, hulle het 'n bruik nodig. Ja, sit soveel druk, die skole sit soveel druk op die kinders. Hulle het 'n blaaskans nodig. Jou werksmense, jou eie werksmense, partykeer 'n breek nodig. So wat kan ons doen? Wat kan ek en jy doen om vir ander mense 'n breek te gee? Jesus het gekom en hy het mense fisies gesond gemaak, hy het fisies mense se duiwels uitgedryf, hy het mense se sondes vergewe. Dis nie noodwendig goed wat ons kan doen nie. Ons bid vir mense wat siek is en ons moet dit doen en ons doen dit ook. Ons kan nie mense se sondes vergewe nie. Maar weet julle wat, ons kan vir iemand 'n bord kos aandra wat in 'n moeilike tyd is, wat siek is. Ons kan 'n drukkie gaan gee, ons kan 'n boodskap stuur. Op so 'n manier gee ons genade. Gee ons vir hulle kans om te herstel. Ons kan nie mense se sondes vergewe nie, maar ons kan hulle vergewe wat iets aan ons gedoen het. En ons kan vergifnis vra teenoor die mense aan wie ons verkeerd opgetree het. Dink bietjie prakties aan hoe jy die mense wat in jou omgewing is, hoe jy aan hulle 'n bruik kan gee. Hoe jy vir hulle 'n kans kan gee om te herstel. 'n jubeljaar kan gee. 'n bruikjaar kan gee.
Hier is sommer 'n klomp voorbeelde. Gaan sny die bure se gras, wat te oud is om dit self te doen. Gaan help hulle in die huis, help iemand om iemand anders se kinders rond te ry. Daar's soveel enkelmaas, ander mense wat net te besig is wat dit nie kan doen nie, miskien kan jy dit, help hulle. Ondersteun jou kollega. Haal die druk van jou kinders af. Die wêreld sit soveel druk op ons kinders, ons is ekstra druk op te sit. Vergewe mekaar, skryf hulle foute af, dit wat hulle teenoor jou gedoen het. En ek weet is moeilik om mense te vergewe. Ek is glad nie naïef daaroor. Ek onthou daar in Bethlehem is daar 'n tannie wat vir my vertel, hoe moeilik het vir haar is, sy het op 'n plaas gebly en sy is in 'n plaasaanval gewees. Ek kan nie te veel detail vertel wat julle ken daar op die tannie, maar sy moes baie ver, moes sy gekry het om by 'n pad uit te kom waar mense haar kon help. En haar man is vermoor in die aanval. Sy sê vir my, dominee, ek kan nie die mense vergewe nie. Ek weet, dis moeilik. Ek is nie naïef oor hoe moeilik vergifnis is. Dis af, dis regtig baie moeilik. Maar miskien is 2025 'n jaar waarin jy jouself daai breek moet gee om hierdie pakkie saam met jou te dra. Om mense se skuld af te skryf. Sê maar kom ons begin 'n jaar oor vir myself wat ek kan leef. Vergewe jouself. Dit wat jy 15, 20 jaar gelede gedoen het, vergewe jouself. Ons almal maak foute. Vra vir die Here vergifnis en gee jouself 'n breek. Skryf letterlik iemand se skuld af. Tel daar gedink. Ek kry baie mense wat bitter is vir iemand anders wat hulle geld skuld, iemand anders wat hulle geld gevat het. Ek het 'n vriend gehad, soms wie ek gewerk het. Op 'n stadium het dit baie swaar gegaan in die besigheid uit. Hy vra vir my, kan ek nie vir hom geld leen nie? Hy sê toe hy's vas. Niemand wil meer vir hom geld leen. En ek was seker maar dom, naïef, wat was my vriend gewees? En ek het oortuig dat hy die geld oor 2 maande sou terugbetaal. Dat het toe nie gebeur. Ek was vies daaroor gewees. Ek was regtig vies, want ek het hom vertrou en ons was vriende. Maar op 'n stadium het ek besef, hierdie vriend gaan my nie die geld terugbetaal. En ons het op baie stadium nie eers gepraat nie, so ek stuur maar vir my e-mail, ek sê vir hom, weet jy wat, kom ons skryf dit af. Ek kan nie weer daaraan dink eers verby, skryf dit af. Ek hoef nie vir hom 'n boodskap te gestuur het, ek sou in elk geval nie geld gekry het. Maar deur dit te doen, het ek hom genade gegee. En gemaak dat hy die skaduwee wat oor sy kop gaan het, kon afskryf. Van dink 'n bietjie daaroor of dit nie maar die moeite werd is om dit te doen. Daai persoon teenoor wie jy so bitter is omdat hy jou geld skuld. Daai persoon wat dalk vir jou geld gevat het wat hy nie moes. Skryf dit dalk maar af, terwille van jouself, om aan te beweeg. Manne, gee julle vrou 'n bietjie 'n breek by die huis. Met die skorrelgoed, met die huiswerk, met alles wat ons gebeur. Hulle het dit nodig. Nie my vrou nie, ander vrouens nie. Ouers, gaan leer jou kinders hoe om genade te wys. Gaan leer hulle wat dit beteken, dat hulle genade moet bewys aan hulle self en ook aan ander mense. Kinders, wees minder krities. Oor die kinders kan so krities wees. Die onderwysers is die slegste wat daar kan wees, die ouers is nie goed genoeg nie. Jou vriende is nie goed genoeg nie. Wees minder krities teenoor mekaar. Wees minder krities teenoor jouself. Nie alles glo wat jy op sosiale media sien nie. Jy is goed genoeg. Nie so krities op jouself wees. Help jou maatjie met hulle huiswerk. Help die mense wat uit 'n vriendegroep gestoot is om hulle weer in te kry, kinders. Help jou ouers op die huis. Broers en susters, dis sommer maar net 'n klomp voorbeelde om vir julle te sê, ons moet ander mense genade gaan wys. Ons moet hulle 'n breek gee, ons moet hulle help om hulle lewe beter te maak. Mense kry swaar. Dis nie maklik daar buite nie. Julle weet dit nog net so goed soos ek. Dis nie maklik daar buite nie. Mense sukkel, hulle sukkel met hulle geloof, hulle sukkel hulle verhoudinge, kinders sukkel op skool. Weens 'n klomp redes. Ons het almal bietjie genade nodig. Ons het almal 'n breek nodig. Kom ons gaan maak 2025 'n jaar waarin ons genade vir mekaar gaan wys.
waarin ons mekaar net so 'n bietjie van 'n breek gaan gee. 'n Jaar waarin ons ander mense 'n rede gee om te jubel, bly te wees, om opgewonde te wees vir hierdie jaar wat voor lê. Kom ons gemaak oor 25, 'n jaar van genade. Amen. Kom ek bid vir ons. Here, baie dankie vir die genade wat U aan ons gewys het. Genade onverdien. Here, ons sing daai liedjie, genade onbeskryflik groot, het U aan my bewys. Verlore seun, 'n wegloopkind. Here, U weet hoe baie keer ons dinge gedoen het waar U vir ons genade gewys het. U weet hoe baie keer ons self in situasies was wat U vir ons uitkoms gegee het. Dis ons gebed dat ons dit teenoor mekaar sal, teenoor ons medemens, dat ons vir hulle sal genade wys, 'n ruskans gee, uitkoms gee, help waar ons kan, sodat hulle ook 'n jubeljaar kan hê. Ons bid dit vir ons in ons gesinne, Here, dat ons vir mekaar in ons eie gesinne sal genade wys, dat ons vir ons kinders sal genade wys, dat ons vir ons ouers sal genade wys, dat ons vir ons werkers sal genade wys, vir die persoon wat bo ons aangestel is, vir die mense wat ons raakloop by die winkel en in die straat. Here, mag ons hierdie jaar 'n genadejaar maak, omdat U in ons lewens is, dat U vir ons genade gebring. Dankie vir U genade, dat U vir ons onverdiend gegee het. Amen. Ek gaan nou voortgaan om ons twee tweelinge te doop. Ek wil vra dat Clive en Alicia en Wessel die vir my vorentoe sal kom. Die babatjies gaan ons net nou inbring. Hier staan vir mense kyk. Welkom aan julle vandag. Julle nou nie net nou gesien nie. En vir julle mense vir wie julle lief is vir ons ook 'n spesiale dag. God het in die Ou Testament al 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan. Hy het vir Abraham gesê, ek gaan jou God wees, of vir jou sorg. Ek gaan jou nageslag versorg. En ons is Abraham se nageslag, omdat ons gelowige mense is. Mens noem dit 'n verbond. En as ons doop, dan bevestig ons dat God ons en ons kinders insluit in hierdie verbond. Ons en ons kinders word verseker dat God met ons God is. Dit beteken dat hy ons Vader is wat ons liefhet en wat vir ons sorg, dat Jesus ons verlosser is en dat die Heilige Gees in ons woon en ons nuwe mense maak en ons lei. Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie, want ons sonde waarmee ons gebore word, veroorsaak dat ons die dood verdien. Jesus het egter vir die straf vir die sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterf. Daarom kan God nou die ewige lewe as geskenk vir ons aanbied. Ons kinders is ook hierby ingesluit, al verstaan hulle niks daarvan. Die doop kan ons baie maklik verkeerd verstaan. Dis nie net 'n mooi gewoonte. Doen dit nie net omdat die ander mense sê ons moet dit doen. Dis ook 'n bygelowige handeling waardeur die kinders teen gevaar en ongeluk beskerm word. Hulle lewe in hierdie wêreld en hier is moeilike dinge in hierdie wêreld. Dis ook 'n geleentheid waar kinders hulle name kry. Hulle al 4 het al hulle name gekry. Dit gaan by die doop oor God, wat hom met sy liefde aan mense verbind. Ek gaan nou vra, kom ons staan op en dan sing ons die 292, die tweede vers saam, terwyl die babatjies ingebring. Amen.
Hier kom nog, hulle moet my in sarsies vorentoe gebring. Daar is die ander oupa. Kom staan op die voor van ons, asseblief. Julle kan maar sit. Is daar nog oupas en oumas? Allemaal hier wat hier moet wees. Goed. Ouers, julle het nou gehoor wat die doop beteken. Daarom kan ek vra dat julle opreg op die volgende vraag antwoord. Bely julle dat alhoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, dat hulle nogtans in Christus aan God behoort en as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Tweede plek, aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk soos dit in die belydenisskrifte verwoord is as die ware en volkome leer van verlossing. In die laaste plek beloof julle hierdie kinders hierdie leer na die beste van julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Wat is julle antwoord hierop? So, 5, baie dankie. Het ouma nou vir Albert genaal? Ok. Ek dink, Wessel, as julle vir my sal nader staan asseblief, julle moet nou net vir my sê wie is Christian en wie is Christian en Clara. Christian van Brakel, loop jy in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Clara van Brakel, loop jy in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Is Anke of Lia? Lia, right, ek doop jou in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Anke, ek doop jou in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid verder. Vader, baie dankie vir sulke wonderlike geskenke, genade wat U vir ons gegee het in ons lewens. Ons weet, Here, dat kinders is geskenke van U. Is geskenke uit U hand uit, en daarom sê ons vir U dankie. Dankie vir die ouers se genade jaar wat hulle ook die afgelope tyd kon beleef. Here, ons bid vir hulle as ouers, vir oupas en oumas wat ook betrokke is by die kinders, wil U vir hulle seën, dat hulle hierdie kinders kan grootmaak met liefde en met genade, met liefde, en dat hulle kinders sal wees, al 4 van hulle, wat groot word en lief is vir U, en lief is vir die kerk, en wat die regte keuses in hulle lewens sal maak, en dat hulle ook mense sal wees, wat aan hulle self, en aan ander mense, genade sal wys. Here, dankie vir sulke spesiale oomblikke in ons lewens, ten spyte van alles wat in die wêreld gebeur, dat U sulke mooi dinge vir ons gee, waar ons kan vashou, waar ons kan groei. Bid dit vir almal van hulle, Here, in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, ek weet nie of ek nou almal moet vashou nie. Julle het gehoor, dis Clara en Christian van Brakel. Dis Wessel, hulle is 'n kleintjie saam met Albert, en Lia en Anke Wright. Ek het 'n vermoede, hulle gaan kinders wees wat altyd reg is. Hulle is right. Baie geluk vir oupas en oumas ook. En vir julle, ek wil vra, probeer dat jy vir ons sal vorentoe kom. Ons gaan vir hulle elkeen 'n Bybel en 'n kers oorhandig, en hierdie kers is sodat hulle elke jaar vir die kinders kan herinner dat die Here homself aan hulle verbind.
Kom ons staan op en dan sing ons vir hulle die seën van die Here. Baie dankie, ek gaan sit. Terwyl hulle sitplekke inneem, kinders, ons gaan nou vir julle geleentheid gee om uit te beweeg na julle verskillende klasse toe. As daar nuwe kinders is, wil ek vir julle vra, julle moet sommer gaan inskakel daar. Ek gaan gou vir julle wys by graad 1 tot 3 is van die Anja. Sy sit daar agter. Anja, wil jy gou opstaan? As daar nuwe kinders is wat daar nie ken nie, sy gaan uitbeweeg, dan gaan julle saam met hulle gaan. Dis die graad 1 tot 3 en dan by die graad 4 is Valerie de Kok. Valerie is daar agter. Ek dink julle almal ken vir Valerie. As daar nuwe graad 4 is, dan kan julle saam met haar gaan. En dan die graad 5 en 6 gaan saam met Tannie Irina Kroon. Tannie Irina stap daar uit, al die graad 5 en 6. As al van die mamas is met nuwe kinders, is julle welkom om hulle te vat en net seker te maak hulle is reg en dat hulle by hulle klasse in is. Vra sommer daar rond as julle nie weet waar hulle moet wees nie. En ek sien die groot kinders het al uitgestap, graad 7 tot 11. Julle kan vir ons saal toe gaan. By die vreugdelokaal, ons gaan julle nou daar kry so lang vir julle haar chocolate. Johan kry hulle maar aan die gang, dat hulle so lang maar chocolate drink. En kuier daar, so ons gaan vir hulle nou sien. Julle het dan nou 'n geleentheid om die Here te dien met die offergawe. Vinnig so 1 of 2 afkondigings vir julle ouers wat hierso is. Ons begin hierdie week weer met die Bybelstudies. Enigiemand is welkom met die Bybelstudies. 10:30 Dinsdagoggend hierso bo in die vreugdelokaal en 6:30 by die pastorie in die aand. Enigiemand is baie welkom by hierdie geleenthede. Woensdagmiddag is die Jesusvolgers, dis al die laerskoolkinders. Ons speel lekker saam met hulle. Dis maar soos 'n ou tyd se kinderkraans, die van julle wat onthou by daai geleentheid was, bring die laerskoolkinders of julle lekker roomys gee. En dan herinner ek julle net volgende Sondag is daar nagmaal. Julle is almal baie welkom by hierdie geleentheid. En dan doen ons voorbereiding vir die persone. Julle sal die name daar sien. Ek het vir Teens gesien op Kersdag. Hy lyk goed, Tannie. Ons dankbaar saam met julle. Ons bly bid vir hom.
Laurens van der Vyver, Suzette, ons is dankbaar, jy is vandag saam met ons, bid vir jou nog steeds, vir Jordaan Kroon, vir Tannie Rina Lots, Tannie Petro Pool, vir Oosie Oosthuizen, Almien Pinaar was in vir 'n operasie, en Tannie Sannie van Wyk, het ons ook sy het geval die afgelope tyd. Dan het ek gehoor, het Jeanette Pretorius ook vanoggend geval, en lyk maar been sleg beseer, ons dink ook aan haar. Nee, ons het nou vir die verjaarsdag maatjies gesing, maar vir almal van julle wat hierdie week verjaar, ons hoop dis vir almal van julle 'n baie lekker dag, en 'n geseënde jaar wat voorlê. Dan het ons 'n nuwe projek begin, in plaas van die vreugdesakkies wat ons altyd in die verlede gedoen het, die nuwe mense sal nou nie weet nie, maar in plaas van die vreugdesakkies het ons nou die eerste Sondag in die maand, ons het deel jou brood geleentheid. So jy kan op daai Sondag, is 'n volgende naweek, kan jy enige nie bederfbare produkte bring, daar gaan groot mandjies wees by die deure, jy kan dit daar insit, of jy kan toiletbenodigdhede, toiletries kan jy bring, of as jy 'n kontant offert wil ingooi, is jy ook welkom, ons gebruik dit vir mense wat in nood is, so deel jou brood. Ag, en as daar van die dames is wat lus is vir 'n lekker speelprojekkie, wat hulle spookie het, julle kan die kerkkantoor kontak, dit gaan so wees dat jy maar by iemand 'n geskenkie gee een keer 'n maand, so 'n bietjie vir verhoudinge bou, soms so 'n snaakse geitjie, julle is baie welkom, kontak die kerkkantoor, as jy wil deel wees van dit. Dan is daar in die rakkies, daar by julle voor julle, sal daar waarskynlik sulke briefies wees, daarop kan julle vir ons aandui, waar julle graag in die gemeente wil beskikbaar, wil betrokke wees, so vat dit asseblief vir ons in, jy kan enige plek help, jy kan op meer as een plek help, skryf jou naam, jou telefoonnommer, en dan kan jy dit sommer op die blaadjie op die band los, as jy wil. Jy is baie welkom, het sal lekker wees, as jy vir ons kan help, met 'n klomp dinge. Dan, as daar nuwe intrekkers is, as daar mense wat nie is in die gemeente, as ons nog nie julle besonderhede het nie, kan julle vir ons na die diens vorentoe kom, hier voor by die tafel, een van die kerkraadslede sal julle ontmoet, ons net julle besonderhede kry, en dan sal ons julle in die week kontak. En dan laaste, maar nie die minste nie, sien ek hier in die konsistorie, is hier 'n klomp goed wat mense verloor het hier by die kerk. Nou die kinders is uit, so ek kan vir die ouers sê, as julle dalk so ietsie nodig het, vir wat se rede ook al, daar is 'n paar van hulle hier in die konsistorie, en daar's 'n klomp ander dinge ook, ek sien al hier iemand se bril, verbeel my amper iemand se tande het ook daar gelê, ek seker nie. Maar daar lê 'n klomp dinge, as jy ooit iets vergeet het, as jy nie weet waar dit is nie, as jy nou almal beskuldig het dat hulle dit gesteel het, kyk net eers hier in die konsistorie, of daar nie van jou goed is nie, bakke, masjiene, enige ding is daar, gaan kyk asseblief, dat julle goede vat. Goed, ons gaan afsluit met ons laaste lied, daarna is jy baie welkom vir koffie tee, wat oor by die saal.
maak nou die seën van die Here en gaan huis toe, sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees sal saam met u wees. Amen.